Goeiedag, ek is Loot Jooste van die Bloemfontein. Baie welkom weer by die uitsending. Ek hoop dat jy die afgelope week geniet het, en veral die naweek dat jy rustig was, en dat almal nog goed gesond is, en dat jy voortgaan met die lewe tot eer van die Here. Ons skriflesing vir môre is uit Handelinge 12, vanaf die 25ste vers, tot en met hoofstuk 13, vers 4. Handelinge 12, vers 25, tot en met Handelinge 13, vers 4. Ek lees vir u Handelinge 12, van vers 25. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het. En hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. Onder die profete en leraars in die gemeente van Antiochië, dit is nou die Antiochië in Syrië, was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, in die naam van Jesus Christus, die enige gebore Seun, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om in hierdie dag weer rondom u woord te kan vergader. Ja, Here, dat ons ook kan leer uit die optrede van u gehoorsame apostels Paulus en Barnabas, en die wat saam met hulle gegaan het, op Paulus se eerste sendingreis, dat ons kan leer, Here, hoe u deur u Heilige Gees te werk gegaan het, om mense deur die gestuurdes vir u koninkryk by mekaar te maak. Help dan ook vir ons so, Here, dat ons dit wat ons vandag hoor, sal gaan toepas in ons eie lewens in die 21ste eeu. Bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou vandag gaan ons kyk na Paulus se eerste sendingreis, en ons gaan dit gaan net deel 1 wees, want daar is nogal baie. Daar is baie wat ons kan leer uit hierdie spesifieke sendingreis van Paulus uit. Nou, die reis is vir ons aangeteken deur Lukas in Handelinge 13, van vers 1 tot en met Handelinge 14, vers 28. En hierdie eerste sendingreis van Paulus is onderneem in die jaar 46 na Christus tot ongeveer 48 na Christus. Hierdie reisplan van Paulus het gestrek vanaf Antiochië in Syrië, oor die eiland Cyprus in die Middellandse See, tot in Klein-Asië, terug op die Asiatiese vasteland, Klein-Asië wat vandag bekend staan as Turkye. En op hierdie sendingreis het Paulus dan ook verskeie stede besoek, voordat hy teruggekeer het uiteindelik na Antiochië in Syrië, daar waar hy begin het met sy reis. Nou, ons het verlede week gekyk na die begin van die verspreiding van die evangelie, na die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem op Pinksterdag. Ons het gesien hoe dat Jesus se woorde in Johannes 16 vers 33 bewaarheid word met die vervolging van die apostels en die gelowiges, om ook die moord op die eerste Christenmartelaar Stefanus, as ook die moord op Jakobus, die broer van Johannes, deur Herodes, vir ons, waarin dit vir ons verduidelik is, of waarin dit vir ons aangeteken is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Jesus het voor die tyd sy apostels en die gelowiges klaar vermaan, dat hulle dit sal moeilik hê in hierdie wêreld. En ons sien dit vandag. Ons sien dit vandag in die lande waar die Christendom vervolg word, waar mense letterlik nog steeds met hulle lewe boet
omdat hulle gelowiges is, omdat hulle die naam van Jesus op hulle lippe neem, omdat hulle uitgaan en die groot opdrag uitvoer, daar waar hulle vervolg word, hulle word letterlik vermoor, hulle word mishandel, hulle word uit hulle woonbuurtes uitgejaag, uit hulle huise uit hulle plekke waar hulle bly, hulle dorpe en stede weggejaag, en dit gebeur nie eens ver van ons eie land af nie. Soos wat Jesus dit gesê het, so gebeur dit vandag nog, en dit het daai tyd alreeds, net na die Pinkster uitstorting van die Heilige Gees, het dit alreeds begin. Verder het ons ook gekyk verlede keer na die bekering van Paulus op die Damaskuspad. Ons bevind ons nou in Antiochië in Syrië, waar Paulus en Barnabas saam met ander gelowiges vergader, en die 2 apostels die opdrag kry, die Heilige Gees om evangelisasie te gaan doen, waartoe hulle deur God geroep is. Hierdie gemeente as 'n geheel was gehoorsaam aan die opdrag van die Heilige Gees. Hulle het gevas, hulle het gebid, en die 2 apostels die hande opgelê, en hulle laat gaan op Paulus se eerste sendingreis. Nou ja, voordat ons op die reis saam met Paulus en sy span gaan, net 'n interessante opmerking ten opsigte van die geleesde gedeelte. Die 5 mense wat in hierdie gedeelte genoem word, was van uiteenlopende agtergrond, en die enigste ooreenkoms tussen hulle was hulle opregte geloof in Jesus Christus. Die les wat ons hieruit moet leer, is dat ons mag nooit enige iemand wat deur Christus tot volgeling geroep is, uitsluit of wegwys nie. Dit maak nie saak van ras, kleur, taal of nasie nie. In Christus is al God se kinders een, heiliges. Kolossense 1 vers 2 en vers 4. Aan die heilige en gelowige broers in Christus wat in Kolosse is. En dan vers 4, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. Ons sien dus reeds dat in die vroeë geskrifte word gelowiges alreeds heiliges genoem. Kyk eens na vers 2 en vers 3 van die geleesde gedeelte. Die kerk het Barnabas en Paulus toegelaat om God se werk met volle toewyding te doen, met die klem op volle toewyding te doen. Om aan iets toegewy te wees, beteken dat 'n mens die meeste en die beste van jou aandag daarin sal afstaan. Ons moet dit ook vir ons leraars, ons evangeliste, versendelinge en almal wat betrokke is by die uitdra van die evangelie moontlik maak om hulle werk vir God met toewyding te doen. Daarbenewens kan ons ook baie van ons eie tyd en geld en talente aan God toewy en in sy diens gebruik te kan word, of in sy diens gebruik te kan word. Ons moet vir God vra wat ons elkeen in sy diens moet gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk op aarde, sodat ons ook in gehoorsaamheid aan sy groot opdrag kan leef. Nou alhoewel die gemeente vir Paulus en Barnabas gestuur het, was dit op die einde van die dag alles God se plan. Nou hoekom het hierdie 2 apostels gegaan waarheen hulle gegaan het? Nommer 1, die Heilige Gees het hulle gelei. Dit was 'n opdrag van die Heilige Gees. Hulle het op die tweede rede is, hulle het op die bestaande paaie van die Romeinse ryk gereis, want dit was makliker om daar langs te reis. Dit word bereken dat Paulus met sy reise tussen 16.000 en 18.000 kilometer afgelê het. Hoekom het hulle op hierdie paaie gegaan? Hierdie paaie het belangrike kulturele sentra, dorpe en stede met die grootste bevolkings met mekaar verbind, en Paulus was op pad na hierdie plekke toe, waar die grootste bevolkings was wat hulle kon besoek, sodat hulle soveel mense as moontlik kon bereik. Hulle het stede met sinagoges besoek en die Jode daar toegespreek met die hoop dat hulle sou glo dat Jesus die Messias is en sou help om die evangelie met almal te deel. Hoekom het hulle Cyprus toe gegaan? Barnabas was 'n Leviet, afkomstig van Cyprus, 'n eiland in die Middellandse See, en hierdie Cyprus het 'n groot Joodse bevolking gehad. Die Jode het hulle vanaf die Makkabeërs se bewindsjare, rukkie voor Jesus Christus
op die aarde verskyn het, was die Makabeërs aan bewind gewees in Israel omgewing, en het hierdie Jode wat daarvandaan af weggegaan het, Israel het gegaan het, hulle gaan vestig op die eiland Cyprus. Barnabas was dus op bekende terrein, die eerste plek, by die eerste plek wat hulle aangedoen het. Hy het Cyprus geken, hy kon vir Paulus en die rest van die geselskap leiding gee. Nou ons gaan nou hulle volg op hierdie reis en kyk na die kragtige werk wat die Heilige Gees deur hierdie reisgeselskap van Paulus en Barnabas uitgevoer het. Nou van Antiochië af is die reisgeselskap wat bestaan het uit Paulus en Barnabas en dan ook Dr. Lukas, die skrywer van die boek Handelinge, en ook Barnabas se neef Johannes Markus. Nou hierdie Johannes Markus is ook dieselfde skrywer as die man wat die evangelie volgens Markus geskryf het, maar dit is ook dieselfde Markus wat weggehardloop het tydens Jesus se kruisiging. Nou, hulle het na die hawe Seleukia toegegaan, wat so 26 km suidwes van Antiochië is, en so 8 km stroom op van die mond van die Orontes rivier. Van Seleukia af het hulle per skip na die eiland Cyprus toegegaan, waar hulle aan die ooskus by die havenstad Salamis geland het, naby die hedendaagse dorp van Magusta. Die stad het 'n groot bevolking gehad en het baie voorspoed geniet. Daar was groot welvaart in hierdie stad. Daar word niks in Handelinge gesê oor die tydsduur of die sukses met die verkondiging van die evangelie wat Paulus hulle daar ondervind het nie. Paulus het nie na Salamis teruggekeer op een van sy ander sendingreise nie, maar Barnabas het ongetwyfeld tydens sy tweede sendingreis daar aangedoen. Want in sy tweede sendingreis was Barnabas en Paulus uit mekaar uit, nie, Barnabas het op sy eie gereis toe. Nou, ons kan dit gaan lees in Handelinge 15 vers 39. Volgens oorlewing het Barnabas ook hier in Cyprus in hierdie Salamis 'n marteldood gesterf onder keiser Nero se bewind. Nou vanaf Salamis het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Paphos aan die weste van Cyprus. Paphos was die hoofkwartier van die Romeinse owerheid op die eiland en was ongeveer 160 km vanaf Salamis. So ons sien hulle dus van die ooste kant af na die weste kant het hulle 160 km te voet gestap. En so ver as wat hulle gegaan het, het hulle die evangelie verkondig. Die Paphos wat ons in die Bybel van lees, se werklike naam was eintlik Nieuw Paphos en staan vandag bekend as Baffa. Die ou Griekse stad Paphos, wat aan die afgod Afrodite gewy is, lê 16 km suid van die Bybelse Paphos. Nou in Paphos het Paulus en sy geselskap die gouverneur Sergius Paulus ontmoet, wat hulle na hom toe laat kom het. Hy het letterlik, hierdie gouverneur het vir Paulus en sy geselskap uitgenooi om hom te kom besoek, omdat hy graag die woord van God wou hoor. Die towenaar aan die gouverneur se hof was Bar-Jesus, en in die Grieks was hy ook genoem Elimas. Hy het alles probeer om te verhoed dat Paulus die evangelie met die gouverneur deel, want of anders as sodra hierdie gouverneur dan vir Jesus aanvaar het, sou hy ontslaag geraak het van hierdie towenaar, en sou die towenaar nie meer werk gehad het nie. Nou twee interessante feite rondom Paulus kom na vore in hierdie tyd by die gouverneur in Paphos. In Handelinge 13 vers 9 word Saulus vir die eerste keer Paulus in die Bybel genoem. Nou die naamsverandering het niks te doen met Paulus se bekering, soos soms verkeerdelik gebruik nie. Dit was gebruiklik in daardie tyd om 'n voornaam te hê. In hierdie geval was dit Saulus, wat aandui die draer is in Hebreër, met 'n Joodse agtergrond. As ook 'n naam wat 'n mens later gekry het, in hierdie geval was dit Paulus, wat dui op 'n Romein met 'n Hellenistiese of 'n Griekse agtergrond. Saulus, of eintlik Saul, sy regte naam was eintlik Saul, was dis sy Joodse naam, en Paulus of Paulos,
sy Griekse of Grieks-Romeinse naam. By sy huis en sy sinagoge is hy Saul genoem, maar op die markplein van die Griekse stad Tarsus waar hy vandaan kom, was hy Paulus gewees. Daarom gebruik hy laasgenoemde naam ook van hier af in Paphos, wanneer hy die Grieks-Romeinse wêreld betree. Nou, gouverneur Sergius Paulus is die eerste opgetekende bekeerling van Paulus tydens sy eerste sendingreis. Ons weet niks van sy reis vanaf Salamis na Paphos nie. En ons weet nie van sy werk op daardie 160 kilometer nie, maar ons weet in Paphos is gouverneur Sergius Paulus sy eerste bekeerling wat opgeteken is op hierdie reis. Nou vanaf die eiland Cyprus het Paulus en sy geselskap weer van Paphos af per skip vertrek na die Asiatiese vasteland toe en by Perge, die hoofstad van die provinsie Pamfilië in Turkye aangekom. Nou die provinsie Pamfilië was geleë tussen die provinsies Lycië en Cilicië. En hierdie Pamfilië was 'n administratiewe gebied. In die Griekse era was daar 'n beroemde tempel vir die Griekse god Artemis, ook bekend as Diana in die omgewing van Perge. En dit mag dalk die rede wees waarom die Christelike geloof nooit daar so gefloreer het, soos in ander stede in Turkye nie. Vandag staan dit bekend as Mutana, en onder die goed bewaarde ruïnes wat daar opgegrawe is steeds 'n enorme theater te sien, met sitplek vir 13.000 mense. Nou hier in Perge het Johannes Markus die evangelisasie geselskap verlaat en teruggekeer Jerusalem toe. Ons weet nie waarom Johannes Markus van Paulus en Barnabas af weg is nie. Miskien het hy huis toe verlang, of dalk was hy nie opgewasse teen die gevare en ontberings van so 'n reis nie. Paulus het hom daarvan beskuldig dat hy in die steek gelaat het en was van mening dat hy nie genoeg deursettingsvermoë gehad het en nie toegewyd genoeg was aan die taak nie. Handelinge 15 vers 38. Dit blyk egter uit Paulus se latere briewe dat hy agterna groot agting vir Johannes Markus gehad het, Kolossense 4 vers 10, en dat hy ook vir Markus nodig gehad het, 2 Timoteus 4 vers 11 verwys daarna. Nou na die gebeure rondom Johannes Markus het Paulus en die res van die reisgeselskap hulle reis voortgesit en 177 kilometer verder en 1100 meter verder bo seevlak by Antiochië in die provinsie Pisidië van Turkye aangekom. Hierdie Antiochië is nie dieselfde een as Sirië nie, hierdie een is die Antiochië in Turkye. Nou hierdie Pisidië was ook 'n administratiewe gebied in Turkye, noord van Pamfilië. Hy was baie bekend vir die rowerbendes wat gereeld in die gebied toegeslaan het. Ekskuus tog. Antiochië in Pisidië moet nie verwar word dus met hierdie Antiochië in Sirië waarvandaan Paulus sy reis begin het nie. Hierdie stad in Turkye was die spulpunt van goeie paaie en goeie handelsnetwerke en het 'n groot Joodse bevolking gehad. En dis hoekom die rowerbendes daar toegeslaan het. Dit was ryk mense wat daar op daardie paaie beweeg het. Paulus het sy boodskap gewoonlik heel eers wanneer hy by 'n plek aankom in die sinagoges in die stede gaan verkondig, solank die Jode dit toegelaat het. Dit is baie belangrik. Die Jode het hom nie altyd toegelaat, maar solank as wat hom toegelaat het, het hy die werk van die Here gedoen. Die rede waarom hy dit gedoen het, was gegrond in sy verstaan van God se verlossingsplan. Hy het nie sy opdrag om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig verontagsaam nie, want daar was ook godvreesendes in sy gehore. As ons kyk na vers 16 van hoofstuk 13 van Handelinge, dan lees hy as volg. Paulus het opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê, Israeliete en godvreesende, luister. Sê weer, Paulus het opgestaan, met 'n handbeweging aandag gevra en gesê, Israeliete en godvreesendes, luister. Godvreesendes is daardie mense wat uit die heidendom uit oorgekom het en die Joodse geloof aangeneem het. Nou hoekom het hy so graag na die sinde, of hoekom het hy gegaan na die sinde, behalwe dat hy self van Joodse afkoms was, hoekom het hy na die sinagoges toe gegaan? Dit was 'n pasklaar situasie wat vir hom geskep was daar
om die boodskap te bring. Een gebou was daar beskikbaar as 'n bymekaar komplek. Daar was vasgestelde en gereelde byeenkomste gehou. Die toehoorders, die Jode, wat die skrifte van die Ou Testament geken het, en dit was gebruiklik om besoekende rabbies soos Paulus uit te nooi, om die vergadering toe te spreek. Aangesien hulle oral die boodskap van Jesus verkondig het, is hulle nêrens genooi om aan te bly nie, en is hulle soms selfs uit die plekke weggejaag. Dit was omdat talle van die Jode en ander mense nie Jesus as Messias kon aanvaar nie, omdat hulle 'n verwronge idee gehad het van hoe die Messias moet wees. Die Messias wat Paulus verkondig het, was Jesus, en hy was nie die verwagte militêre leier, wat as Messias moes kom, om die Romeinse ryk te oorwin nie, maar hy was die dienaar koning, wat die mensdom met God versoen het. Nou Paulus en Barnabas het hulle nie van die sinagoges probeer losmaak nie, maar vir die mense daar probeer wys, dat die skrif wat hulle bestudeer, in Jesus vervul is. In die sinagoge in Antiochië, Pisidie, het Paulus opgestaan, en die skrifte verduidelik vanaf die Exodus uit Egipte uit, tot by die opstanding van Jesus, en ook die evangelie van Jesus, oor redding deur vergifnis van sondes. Paulus het dus sy boodskap aan Jode in Antiochië begin, deur God se verbond met Israel aan hulle te verduidelik. Hy het begin by iets waaroor almal saamgestem het, want die Jode was nogal baie trots daarop, dat hulle God se uitverkore volk was. Toe verduidelik hy, dat die goeie nuus, die vervulling van daardie verbond is, dit wil sê die evangelie, die nuus oor Jesus Christus, die nuus oor redding deur Jesus Christus alleen, die vervulling van daardie ou verbond is, en in verse 38 tot 39, verduidelik hy wat hierdie goeie nuus is, naamlik dat alle mense deur geloof in Jesus Christus alleen vergifnis van sonde kan ontvang en van alle sondeskuld vrygestel word. Hierdie verlossing is ook vir jou en vir my beskikbaar. Terwyl die sinagoge na die diens verlaat het, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om die volgende Sabbatsdag weer meer vir hulle te kom verduidelik oor hierdie goeie nuus. Na die diens uit was, het baie van die sinagogegangers saam met Paulus en Barnabas gegaan. Die twee apostels het met hulle gepraat en hulle aangemoedig om op God te bly vertrou. Die volgende Sabbatdag het byna die hele stad by mekaar gekom om die woord van God te hoor. Die Joodse leiers het met teologiese argumente teen Paulus en Barnabas gekom, maar ons lees in die Bybel dat hulle deur jaloesie gedryf was. Hulle was afgunstig op die aanhang wat Paulus en Barnabas daar gekry het. Handelinge 13 vers 45 noem selfs die woord afguns. Ons sien hier dat hulle telkens Paulus se woorde teëgespreek het en hom selfs beledig het. In Handelinge 13 vers 46 tot 47 lees ons naas die groot opdrag seker vir my persoonlik die kragtigste rede om te gaan evangeliseer. Want het so 'n mooi uitkoms gehad, hierdie evangelisasie poging onder leiding van die Heilige Gees deur Paulus en Barnabas. Ek lees vir julle die skrifgedeelte. Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê, die woord van God moes eers aan julle verkondig word, dit wil nou sê aan die Jode. Maar omdat julle dit verwerp het, en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na mense toe, wat nie Jode is nie. Want so lei die Here se opdrag aan ons. Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies, sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde. Die u wat hiervan gepraat word is van Jesus Christus. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly en opgewonde oor die woord van die Here en hulle het dit toegejuig. Ek lees weer vir u die reaksie by die heidene toe hulle gehoor het dat Paulus en Barnabas die woord aan hulle ook wil bring. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly en opgewonde oor die woord van die Here en hulle het dit toegejuig. Nou wat was die resultaat verder van Paulus en Barnabas se prediking in Antiochië? Almal, en hierdie is so belangrik, almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword.
Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei, en die gelowiges in die stad was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Die tragiese is egter dat Paulus en Barnabas vervolg is deur afgunstige Joodse leiers en hulle meelopers, en hulle is uit die stad uit verwyder. As teken van hulle misnoë het die 2 apostels en hulle medereisigers die stof van Antiochië en Pisidië van hulle voete afgeskit en na Ikonium toe gegaan. Nou tot sover gaan ons vandag kyk na die eerste gedeelte van die eerste sendingreis van Paulus. Ek wil net weer vir u daardie gedeelte herhaal uit Handelinge uit oor die resultaat wat Paulus en Barnabas bereik het. Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly en opgewonde oor die woord van die Here, en hulle het dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei, en die gelowiges in die stad was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Is dit nie wonderlik nie? Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Nou kom ons kyk bietjie meer in diepte na hierdie gedeelte, wat ek nou weer vir u herhaal het. Wat beteken hierdie skrifgedeelte vir ons as gelowiges in die 21ste eeu? Die groot opdrag van Matteus 28 en ook in Handelinge 1 is nog steeds van krag en vereis gehoorsaamheid van al God se kinders. Wat sê hierdie groot opdrag vir ons? Ons moet na al die nasies toe gaan en ons moet die evangelie verkondig en ons moet disippels maak van die mense. Hoekom is hierdie groot opdrag vandag nog van toepassing? Soos in die tyd toe Paulus en Barnabas in Antiochië en Pisidië was, dat dieselfde kan gebeur, sodat almal wat vir die ewige lewe bestem is, die evangelie kan hoor en tot geloof in Jesus Christus kan kom. Hoekom nog? Dat soos in die dae van Jesaja, die voetstappe van die wat die evangelie van vrede verkondig, lieflik kan klink vir hulle wat dit hoor en gered word deur geloof in Jesus Christus alleen. Sodat nuwe gelowiges kan juig en bly wees oor hulle redding in Jesus Christus. Sodat die evangelie verkondig kan word tot in die verste uithoeke van die aarde. Belangrik, sodat daar in die hemel meer blydskap kan wees oor een sondaar wat hom of haar bekeer, oor as 99 mense wat die bekering nie nodig het nie. Dit wys jou hoe ongelooflik word die bekering van een sondaar in die hemel verwelkom. Die engele, die hemelskare, is blyer oor een sondaar wat hom bekeer, as wat hulle is oor die 99 mense wat bekering nie meer nodig het nie. Ons kry hierdie gedeelte in Lukas 15 vers 7. Nou wil ek vir u vra vandag, klink jou voetstappe lieflik vir hulle wat die evangelie gehoor het? Het jy hulle gelei na disipelskap? Is daar vreugde in hulle wat die evangelie gehoor het, se harte? Is daar blydskap in die hemel, omdat jy gehoorsaam is aan God se groot opdrag? Of is daar iemand naby aan jou wat hel toe gaan, omdat jy nie die evangelie met hom of haar gedeel het toe jy die kans gehad het nie? Is jy deel van die rede hoekom min die noupoort vind? Is jou ongehoorsaam aan die groot opdrag die rede hoekom daar vandag en sonder naby aan jou nie kan juig oor sy of haar verlossing nie? Dit laat 'n mens dink. Dit laat 'n mens maar net weer opnuut besef dat die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig nog nooit verander het van 2000 jaar gelede nie. Ons, die mens, die Here Jesus Christus, het hierdie groot opdrag nie gegee
aan die engele om die woord te kom verkondig nie. Hulle het nie die opdrag is nie die engele en die hemelwesens gegee om tot aan die verste uithoeke van die wêreld die baie boodskap, die goeie nuus te gaan verkondig nie. Nee, dit is aan kinders van God gegee. En daarom word van kinders van God verwag om gehoorsaam te wees aan hierdie groot hemelse opdrag, om die siele vir die hemelse koninkryk by mekaar te gaan maak, te gaan wen, hulle te bemagtig met die evangelie, sodat hulle weer op hulle beurt ander kan gaan bemagtig. Ek wil vir u vra vandag, as jy vandag vir die eerste keer, of dalk net by hernuwing, besef dat u lewe opnuut moet toewy, of vir die eerste keer moet toewy aan ons Here Jesus Christus, of as u vir die eerste keer in die lewe of by hernuwing net wil kom sê, Here, verlos my van my sonde, hierdie sonde van ongehoorsaamheid aan u, dan nooi ek u uit om saam met my te bid. U kan saam met my agterna sê, as u dus nou u lewe aan die Here wil oorgee, sodat u in gehoorsaamheid aan hom kan lewe, deur permanent te breek met u ongehoorsaamheid, met u rebellie teen God, met u opstand teen God, en die ewige lewe wil beerwe as 'n gratis geskenk, wat u deur geloof in Jesus Christus alleen kan ontvang, bid dan agter my aan. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae uit die graf, deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde, ek bely dit vandag voor u, en vra dat u my elkeen van hierdie sonde sal vergewe. Help my deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Help my Here om altyd gehoorsaam te wees aan u groot opdrag, dat ek nie sal huiwer om uit te gaan, en die goeie nuus te gaan uitdra aan hulle wat dit nog nie gehoor het nie. Help my, dat my voetstappe lieflik sal klink vir hulle wat die goeie nuus by my ontvang het. En ek wil vir u sê, dankie Here, vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het. Amen. Is hierdie gebed, wat jy nou gebid het, die begeerte van jou hart? As dit die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan vir jou, in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek, Jesus vir jou vandag, as jy in my glo, het jy die ewige lewe. Wat sê Jesus vir jou? Dit sê ek vir jou, Jesus, wie in my glo, het die ewige lewe. Nou kan jy met alle eerlikheid vir God sê, ek glo in Jesus. Ek glo in Jesus Christus alleen vir my redding, deur u genade en met die kragtige werking van die Heilige Gees. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het die reg, het hy die reg gegee, om kinders van God te word. Gaan u nou, gaan lewe nou 'n lewe van dankbaarheid teenoor God, en doen die goeie werke. Gaan lewe in gehoorsame dankbaarheid teenoor God, en gaan dra die evangelie uit. Nie om die ewige lewe te verdien nie, nee, maar om dankie te sê aan God, vir jou redding. Om dankie te sê vir God, dat iemand met jou die evangelie gedeel het, sodat jy vandag vreugde in jou hart kan hê, sodat daar vandag 'n engelekoor in die hemel van blydskap kan sing, omdat jy jou na God gedraai het,
omdat jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. Gaan en verkondig hierdie goeie boodskap van redding aan die mensdom daar buite. Gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Wees dus gehoorsaam aan God se groot opdrag en gaan saai die goeie saad van die evangelie in jou eie huiskringetjie of in jou werkskring, maar gaan en gaan saai. Jy hoef nie te oes nie. Jy saai die saad. Daar sal saad op die goeie grond val en iemand anders kan later kom om die oes, die sieleoes bymekaar te maak. Maar jy het die groot opdrag om te gaan saai en disippels te maak vir Jesus Christus. Kom ons maak die oë toe. Almagtige Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie dat ons ook in hierdie dag die voorbeeld van 'n Paulus en 'n Barnabas en sy span kon hê, wat onder moeilike omstandighede fisiese swaar kry, geestelike swaar kry, omdat hulle vervolg is vir die evangelie, maar nog steeds aangehou het om gehoorsaam te wees aan die groot opdrag. Dankie dat ons hulle voorbeeld het, Here, dat ons ook kan weet dat ons suksesvol sal wees onder leiding van die Heilige Gees as ons die evangelie gaan uitdra. Help ons, Here, om sommer net te begin daar by ons eie mense. Soos wat Paulus en Barnabas na die sinagoges gegaan het, Here, want hulle het hulle eie mense geken. Leer ons ook, lei ons ook deur die Heilige Gees om na ons eie mense wat ons ken te gaan. Ons ken hulle behoeftes. Ons weet hoe elkeen van hulle lewe. Ons bid om genade. Want dit is net genade as ons gehoorsaam is aan U, Here. Dankie ook vir ons verlossing. Bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Dankie dat U geluister het. Gaan saai. Oes, maak by mekaar. Want die groot dag kom nader. Tot 'n volgende keer.